Goeiemôre geliefdes. Ek glo en vertrou dat dit goed gaan met u en dat u nog gesond is. Dit is vir my lekker om weer vandag op hierdie platform saam met jou te kan kuier. Kan u dit glo? 'n hele week van Pinkster is nou verby. Eerstens wil ons vir u baie dankie sê as u die Pinkster bidure bygewoon het. Dankie vir elkeen se bydrae. Dankie vir elkeen wat ook na die video's gekyk het. Ons waardeer julle opreg. Dan wil ons baie dankie sê vir elkeen wat iets vir ons geloofsoffer reeds inbetaal het en ons wil u herinner as daar enige iemand anderste is, u is meer as welkom om elke maand nog iets by te dra vir u geloofsoffer. Spesifiseer asseblief net vir ons in ons verwysing by die EFT dat dit vir u geloofsoffer is, of dat u dalk die 10de maand dankoffer inbetaal, of dat u vir sorg of vir die koskas iets inbetaal. Dis vir ons baie belangrik dat u in daardie verwysing sal meld waarvoor u in betaling is. Maar baie dankie vir elkeen van u wat ons ondersteun, wat ons geloofsoffer aanbetref, wat die gewone dankoffer aanbetref en wat ons 10de maand dankoffer aanbetref. Sonder u bydrae kan ons nie voortgaan met die werk van die Here nie. Dan wil ons ook vir elkeen wat ons fondsinsamelings ondersteun, soos die op Sondag, baie dankie sê. Dankie vir elkeen wat iets geskenk het, dankie vir elkeen wat dit kom bywoon het, wat saam kom kuier en kom eet het en wat 'n donasie gegee het. Ons waardeer julle opreg. Dan gaan ons nog steeds voor met ons bottels van hoop. So indien jy enige iets kan skenk, soos leë koffiebottels of selfs die inhoud wat op die WhatsApp groep of die Facebook beskikbaar is u meer as welkom om dit in die week by Sonja te kom aflaai. Dan vra ons nog steeds voorbereiding vir almal op ons voorbereidingslys. Ons vra dat u in u gebede aan elkeen van hierdie individue sal dink en dat u hulle sal opdra aan ons Hemelse Vader. Dit is dan nou al wat ons afkondigings aanbetref. Ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik ons oë sal sluit en dat ons saam sal bid. Kom ons bid nou. Here en Hemelse Vader, baie dankie vir die afgelope week wat verby is. Dankie dat ons by die Pinkster bidure kon stil staan en dat ons die afgelope week deur die boek van Jakobus kon werk. Vader, waar ons vandag ons Pinkster bidure gaan afsluit en ons by die laaste gedeelte van die boek gaan stil staan, wil ek vir u kom vra dat u dit nog steeds vir ons sal oopbreek. Dat u nog met elkeen van ons sal werk vandag, dat u ons harte en ons gedagtes gevange sal neem en dat u ons sal aanraak. Dat ons vandag dit sal hoor wat u wil hê ons moet hoor. En daarom kom ons nou na u toe, Vader, en ons kom vra, spreek Here, ons as u kinders luister. Amen. Nou geliefdes, ons het die afgelope week by die brief van Jakobus stilgestaan en vandag gaan ons stilstaan by die laaste hoofstuk. Nou, daar is 'n klomp goed waarby ons nie stilgestaan het nie, want die tyd het dit net nie toegelaat nie, maar dit is baie praktiese aangeleenthede wat inskakel by die res van die brief en ons het al hier en daar vlugtig of kortliks aan van hierdie aspekte aandag gegee. En vandag gaan ons weer eens terugverwys en vorentoe verwys wanneer ons by ons teksgedeelte stil staan. En op die einde van die dag gaan ons 'n geheel beeld van die brief in elk geval hê. So vanoggend gaan ons net stil staan by Jakobus 5 en ons gaan saam lees vanaf vers 7 tot 11. Hierdie enkele verse wat gaan oor volharding. Daar staan: Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laatreëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het, as 'n voorbeeld van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd, omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job, en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Nou ons lees net hierdie enkele verse vandag saam. Geliefdes, ons as Christene se lewe is aan geweldige spanning onderworpe. Die spanning tussen die lewe en die toekomstige lewe. Ek wil hier die voorbeeld van 'n paartjie gebruik wat verloof is en wat op trou staan, wat hierdie spanning beleef. Hulle is
besig om hulle troue te reël wat oor 'n paar maande gaan plaasvind. So hulle is reeds 'n paartjie, hulle is reeds saam en hulle beplan vir die toekoms. Hulle reël goed vir die toekoms. Hulle koop goed aan vir hulle nuwe huis. Hulle beplan goed vir die troue en alles is spanningsvol en stresvol en hulle kan nie wag vir die troudag om aan te breek nie, maar in die tussentyd hoop hulle dit breek nie so vinnig aan nie, want ons het 'n klomp goed wat gereël moet word en alles moet haarfyn beplan word en aan alles moet aandag gegee word en gewoonlik wil die bruid hê alles moet perfek wees en dit veroorsaak 'n klomp spanning en 'n afwagting en 'n opgewondenheid en so 'n bietjie stres aan die ander kant. En hierdie tipe van scenario skets Jakobus ook vir ons, wanneer hy praat oor die spanning wat ons as gelowiges ervaar en beleef, tussen dit wat ons reeds het, en dit wat ons nog nie het nie. Tussen die feit dat ons reeds kinders van God is, en dat ons reeds die Heilige Gees in sy volheid ontvang het, maar terselfdertyd het ons nog nie alles ontvang wat ons moet ontvang het nie, en wag die wederkoms vir ons, en weet nie ons nie wanneer hierdie wederkoms gaan aanbreek nie. Ons het die belofte van die ewige lewe, 'n toekoms saam met God, maar ons weet nie wanneer hierdie toekoms 'n realiteit gaan word nie. En iets hiervan wil Jakobus vir ons kom beklemtoon. Die sekerheid van die toekomstige wederkoms van ons Here Jesus Christus gee vir ons 'n sekere hoop, maar dit gee ook vir ons genade om nou met geduld te kan volhard, soos een wat die onsigbare sien te midde van die spanning en die krisisse. Die sekerheid lê in die feit dat dit nie 'n vae of 'n onduidelike of selfs 'n onsekere toekoms is nie. Nee, vir ons as gelowiges is die lewe hierna 'n realiteit en 'n rede tot opgewondenheid en blydskap. Soos die naderende huwelik 'n realiteit en 'n stuk groot opgewondenheid vir die paartjie is in hulle verlovingstyd. Die boodskap van die wederkoms en die lewe hierna is nie leë trooswoordjies, soos die woorde wat ons partykeer uitspreek wanneer ons nie weet wat om vir mense te sê nie. Woorde soos, hou net moed, alles sal regkom. Of, staan net sterk, ons dink aan jou. Of selfs die woorde wat sê, elke donker wolk het 'n silwer randjie. Nee, dit is vir ons 'n realiteit en 'n werklikheid, wat die persoon van die Heilige Gees nou reeds vir ons lewend maak. Dit is totaal 'n ander tipe lewe as wat die verlore gaande mens ken. Maar terwyl ons uitsien en wag op hierdie lewe ons saam met die daaglikse harde werklikheid, waarin ons die mees toegewyde gelowige deur 'n klomp beproewings en probleme moet gaan. Ons het die afgelope week by hierdie beproewings wat oor gelowiges se pad kom, stilgestaan. Ons het gehoor van die beproewings wat ons geestelike groei wil potjie, van die versoekings wat oor ons pad kom en wat wil keer dat ons die Here se wil geheel en al uitleef. Ons het gehoor van die feit dat ons die woord ontvang het, maar dat ons nie altyd hierdie woord uitleef nie, dat ons geloof nie altyd in ons dade sigbaar word nie, en dat ons soms meer dood spreek as wat ons lewe spreek, dat ons soms toegee aan die beproewinge en die probleme, en dat ons nie leef in die oorwinning wat die Here reeds vir ons gegee het nie. En daarom is Jakobus se woorde so aktueel en noodsaaklik vir ons vir vandag se lewe. En is dit dalk tyd dat ons weer verslag daarna sal luister. In hierdie tyd waar ons nog hierdie spanning beleef tussen die reeds en die nog nie, is dit belangrik dat ons as gelowiges, as Christene, geduldig moet wees. Dat ons sal leer om aktief
te wag. Kom ek verduidelik dit. Iets waarmee ons as moderne mens van die 21ste eeu sukkel, is om te wag. Ons hou nie daarvan om te wag nie, want ons lewe in 'n wêreld wat geklassifiseer word as 'n kitssamelewing. Ons koop alles deesdae aanlyn. Ons betaal alles per EFT, want ons hou nie daarvan om in lang toue te gaan staan en te wag nie. Ons eet ook deesdae meer kitskos as gewoonlik, want ons het nie noodwendig tyd om kos gaar te maak of te wag dat dit moet gaar word nie, want ons jaag van die een ding na die volgende ding en ons lewe word gekenmerk deur kitsoplossings vir ons probleme. En dan kom ons as gelowiges en ons verwag dit ook in ons geestelike lewe. En dit werk nie altyd so nie. Ons voel dat wanneer ons dinge van God af bid of vra, dat hy dit nou moet gee, dat dit nou moet gebeur. Ons wil nie wag vir môre of oormôre. Ons wil nie hê dat dit 'n proses moet wees waaraan ons moet aandag gee nie. Ons wil hê dinge in ons geestelike lewe moet nou gebeur. As ek geduld moet aanleer, moet ek ewe skielik geduldig wees. Wanneer ek vergewensgesindheid moet openbaar, moet dit nou gebeur en nie môre of oormôre nie. Wanneer ek liefde benodig, moet die liefde nou aan my uitgedeel word. So ons wil nie wag nie en ons wil nie werk aan iets nie. En dit beskou Jakobus as 'n probleem. En daarom kom Jakobus in hierdie gedeelte en hy sê nee, ons as gelowiges moet leer om te wag, om geduldig te wees. En dan gebruik hy die voorbeeld van die boer in vers 7 tot 9, waar hy sê dat die boer moet geduldig wag vir die reën, selfs wanneer die reën wegbly en dit uiterste geduld verg, moet die boer geduldig wees. Die boer doen sy bes, hy sorg dat die lande voorberei is, dat dit bemes is, dat die saad geplant is, dat die pla bestry is. So hy doen wat hy kan doen om 'n goeie oes op te lewer, maar op die einde van die dag moet hy wag vir die reëns. Of dit nou die vroeë reëns of die laat reëns is, hy moet geduldig wag daarvoor. Hy moet wag dat die seisoen sy loop neem. En die boer weet, dit help nie om hastig te raak nie, dit help nie om opstandig te raak nie, want dit gaan niks aan die verloop van die lewe verander nie. So werk dit ook met ons as mense lewe. Ons doen wat ons kan, vir so lank as wat ons kan. En dan moet ons wag, die oestyd sal op sy tyd kom. Dit is dan die Here se werk. En ons moet dan net geduldig en nogmals geduldig wag. Maar wat belangrik is om raak te sien in hierdie gedeelte, is dat dit nie 'n passiewe wag is nie, maar dat dit 'n aktiewe geduldige wag is. Want die boer kan nie onverskillig wees nie en hy gaan sy lande goed moet voorberei en versorg. En net so, sê Jakobus, kan, mag en sal geen Christen onverskillig leef in hierdie wagperiode nie. Daarom herinner hy ons ook dat Jesus Christus gaan kom en dat hy gaan kom as regter. Dit staan in vers 9, daar staan, geen gelowige sal deur die regter veroordeel word tot die ewige verdoemenis nie, maar wel beoordeel word met die oog op lof. En daarom sê hy vir ons, terwyl julle uitsien na die koms van die Here en julle nog nie die volle saligheid het nie, moet julle nie dat hierdie aardse stryde en moeites julle ongeduldig en onverskillig maak nie. Want as julle geduldig en aktief wag, sal julle lofprysing ontvang uit die mond van hom op die troon. Geliefdes, dit beteken dat ons daagliks moet seker maak dat ons nie ongeduldig en onverskillig lewe nie. En die terrein waar Christene so maklik onverskillig en ongeduldig leef, is onderlinge verhoudinge met mekaar. En Jakobus praat al in sy hele brief daaroor, maar hy meld dit ook hier in hoofstuk 5 en gee spesifiek aandag daaraan in hoofstuk 4, wanneer hy sê, ons moenie
oor mekaar kla nie, maar mekaar verdra. Jakobus raak hier 'n baie teer puntjie aan. So teer dat sommige van ons dalk eerder wil wegvlug as om verder na hierdie boodskap te luister. Mense met 'n wederkomsverwagting moet egter mekaar verdra en geduldig met mekaar wees. Nou Jakobus wy sy hele brief daaraan, maar veral ook hoofstuk 4. En wanneer ons na hoofstuk 4 kyk, dan kom sê hy hoe ons in verskillende verhoudings teenoor mekaar moet optree. En hy kom beklemtoon dat ons in daardie verhoudings goddelike liefde moet uitleef en nie wêreldliefde nie. Dat ons verhoudings gekenmerk moet word deur hierdie goddelike liefde. Dat ons nie te vinnig moet kwaad raak nie. Dat ons mense moet tegemoet kom. Dat ons op die ou einde van die dag moet omgee vir mense. En dat ons vir mense dit moet gee wat hulle toekom. As ons dit as beginsel uitleef in ons verhoudings, sal ons nie net geestelike groei beleef nie. Ons sal gesonde verhoudings hê. Ons sal begrypende, vergewende gesindhede hê, wat nie die heeltyd kla oor ander se foute en oor hulle tekortkominge nie. En ons sal met vrymoedigheid voor die regterstoel kan verskyn. Maar geliefdes, dit is nie altyd so maklik nie. Dit is die ideaal, maar ek en jy lewe nie in 'n ideale wêreld nie. Ons lewe in hierdie spanning tussen die alreeds en die nog nie. En dit veroorsaak dat ons geïrriteerd raak met mense en dat ons kla en dat ons ongeduldig raak. En dit is dan juist dan wanneer ons moet bid en vir die Gees van Pinkster vra om ons harte en ons lewens skoon te maak, te louter en te reinig. Ten spyte van ons verskille in opinies en geaardhede en ons verskillende benaderinge. En dan moet ons geduldig wag dat die Gees in ons begin werk. Geliefdes, en dis hier waar ons sukkel, want ons wil hê dinge moet eensklaps gebeur. Maar geliefdes, transformasie, verandering vat tyd en werk en ons moet leer om geduldig te wees. Ons sukkel hiermee, maar as ons dit bemeester, gaan ons verstom staan oor die resultate. Dis fokus Jakobus die heeltyd op die feit dat ons geduldig moet wees en dat ons moet volhard. En hy gebruik hierdie selfde gedagte in vers 12, wanneer hy 'n volgende voorbeeld van geduld gebruik. Kyk ons na die dieper betekenis agter hierdie vers, dan sal ons sien dat dit gaan nie net oor my en jou ja wat ja moet wees en ons nee wat nee moet wees nie. Hier gaan dit eintlik oor die feit dat ons as Christene verskriklik maklik en vinnig ongeduldig raak met ons lewensomstandighede en dat ons dan 'n gelofte aan die Here sal maak of 'n eed aan die Here sal aflê en vir hom vra om ons lewensomstandighede dan te verander. Dis amper asof ons 'n deal wil strike met die Here. Here, as U hierdie omstandighede vir my spoedig verander en as U dit en dit vir my doen, dan sal ek dit en dit vir U doen. En dan op die dag wanneer die son weer oor ons skyn en alles weer beter is en ons hierdie gelofte moet betaal aan die Here, dan kan ek en jy dit nie nakom nie. En daarom kom Jakobus in hierdie gedeelte en hy kom waarsku ons en sê dat ons nie hierdie geloftes of hierdie eed aan God moet aflê nie. Dat ek en jy eerder deur ons lewensomstandighede en deur hierdie beproewings moet worstel en dat ons eerder geduld aan die dag moet lê en moet sien hoe hierdie beproewings ons verander en aan ons skaaf en aan ons werk en in hierdie tyd, in plaas van om 'n gelofte of 'n eed af te lê, moet ons eerder vashou aan die Here en ons oë gefokus hou
op die toekoms en die feit dat daar vir ons 'n wederkoms wag en die belofte wat daarmee gepaard gaan, dat dit wat ons tans beleef van korte duur is en dat dit nie vir altyd sal aanhou nie. Hy sê ons moet eerder geduldig wag en volhard tot die einde toe, as wat ons 'n eed of 'n gelofte teenoor God aflê. Verder sê hy, ons as mense, as gelowiges, raak ook maar ongeduldig, omdat ons weet die wederkoms is op pad, maar dit het nog nie plaasgevind nie. Aan hierdie gedagte gee hy aandag in vers 8 en 9. In vers 8 meld hy die feit dat dit nie meer lank is nie, dan kom die Here. En in vers 9 sê hy dat hy die regter is wat al voor die deur staan en wag. Nou, die vraag is of Jakobus hom nie dalk 'n bietjie misgis het nie. Want dit is nou al meer as 2000 jaar en daar het nog niks gebeur nie. Was Jakobus dalk dan nou verkeerd met die feit dat die wederkoms spoedig sou plaasvind, of het hy dalk sy eerste lesers mislei om hulle so op hulle tone te hou? Die antwoord op hierdie vraag kry ons uit die mond van Petrus en hy beantwoord dit in 2 Petrus 3 wanneer hy vir ons 'n drieledige antwoord op hierdie probleem kom gee. Hy sê eerstens is God nie traag om sy belofte te vervul soos wat die spotters dink nie. Hy sal dit op die regte tyd vervul. Tweedens, dit wat ons as 'n lang tyd sien, is in werklikheid so lank omdat die Here lankmoedig is oor mense en nie wil hê dat hulle verlore moet gaan nie. So die Here stel sy koms uit sodat almal die geleentheid kan kry om tot bekering te kom. En dan derdens sê hy, 1000 jaar vir die Here is soos een dag en een dag is soos 1000 jaar. Die tydlose sfeer waarin God lewe verskil effens van ons aardse tydsone. So laat die spotters maar spot, sê Petrus. Die dag sal kom wanneer die Here gaan terugkom. En dit is op hierdie dag wat ons as gelowiges groot vreugde sal beleef. Dis moet ons nie net geduld beoefen in ons verhoudings met mekaar onderling nie, maar ons moet ook geduldig wag op die aanbreek van die wederkoms, ongeag hoe lank dit neem. Nou geliefdes, hierdie saak is so belangrik vir Jakobus dat hy net nie kan wegkom van die feit dat ons moet geduldig volhard nie. En daarom gebruik hy 'n laaste voorbeeld in hierdie gedeelte wanneer hy die profete van die Ou Testament en vir Job as 'n voorbeeld vir ons gee as mense wat geduldig volhard het. En hy kom sê vir ons, as die profete van die Ou Testament en Job dit kon regkry, dan kan ek en jy dit ook regkry. Hy kan byvoorbeeld profete soos Elia in gedagte gehad het. Elia wat moes vlug vir sy lewe en wat depressief onder 'n besembos gesit het. Dan was daar ook iemand soos Jeremia wat meer in die tronk was as wat hy op die kansel was. Amos was een van die profete wat gedeporteer is. En dan as ons by Job stil staan, dan sal ons sien dat hy beproewing op beproewing beleef het. Meer beproewings as wat enige mens tot op hierdie stadium volgens my al beleef het. Trek ons hierdie lyn deur na die Nuwe Testament gelowiges, kan ons ook 'n klomp mense se name opnoem wat moes volhard en wat moes sterk staan en geduldig wees. Mense soos Johannes die Doper, wat selfs op 'n stadium begin twyfel het en later is sy kop afgekap. Dan kry ons iemand soos Stefanus wat regtig volhard het en sterk gestaan het in sy geloof, maar wat op die ou einde van die dag gestenig is. Tog het hulle almal volhard en deurgedruk. Hulle was nie een volmaak gewees nie. Hulle het almal op die een of ander stadium opstandig geraak of selfs emosioneel geraak. Party van hulle het selfs gewens hulle was dood. Maar tog het hulle geduldig en volhardend bly lewe, want hulle het geweet wie hulle God is. Hulle het geweet wie hulle verlosser is
en hulle het geweet dat dinge vir hulle sal verander. Al is dit eers wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Geliefdes, dieselfde geld vir ons wat lewe in hierdie tussentyd, hierdie spanning van reeds en nog nie. Maar in hierdie spanningstyd moet ons die voorbeelde volg van die profete wat volhard het. Moet ons geduldig wag soos die boer, maar dit moet 'n aktiewe wag wees. En dit is die laaste gedeelte van die Jakobusbrief wat vir ons gemeld word, waar Jakobus praat oor gebed van die gelowige, vers 13 tot 20. Want geliefdes, terwyl ons geduldig wag, kan ons nog daadwerklik 'n verskil maak in ons eie lewens en in ander mense se lewens deur 'n aktiewe gebedslewe te hê. Geliefdes, ek en jy moet bid, maar ook dit uitleef waarvoor ons bid. Kom, ek noem 'n paar voorbeelde. As ek bid vir geduld, dan moet ek ook in die situasies waar ek gewoonlik ongeduldig sou wees, my geduld beoefen. As ek bid vir verhoudings, dan moet ek vra vir wysheid. Ek moet vra dat die Gees 'n wag voor my mond en my gedagtes sal sit. Ek moet vra dat die Gees my sal help om goddelike liefde in daai verhoudings uit te stort, en dan moet ek dit gaan beoefen in my verhoudings met my medemense. As ek bid vir die armes, moet ek vir die Gees vra om my die middele te gee om ook in die armes se behoeftes te kan voorsien wanneer hulle oor my pad kom. Wanneer ek bid vir genesing, moet ek ook my deel doen om genees te word. As ek moet gaan vir 'n operasie of 'n ondersoek of medikasie moet neem, moet ek my deel doen in hierdie proses. As 'n jong mens bid vir die eksamen, moet hulle voor die tyd voorberei daarvoor. En so kan ek 'n klomp dinge noem wat ons moet doen in hierdie tussentyd, waarvoor ons moet bid en waaraan ons moet aandag gee. Geliefdes, maar dit gaan vra dat ek en jy committed sal wees, dat ons volhardend sal leef, dat ons toegewyd sal leef en dat ons geduldig sal wees, want hierdie tipe van dinge vat tyd. En dit is ons uitdaging vir hierdie week, vir die res van hierdie jaar, om vir die Gees te vra om ons te help, om nie net geduldig en volhardend te leef nie, maar ook om geestelik te groei en so te leef dat ons nader aan God die Vader beweeg. Amen. Kom ons sluit nou die oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag gehoor het dat elkeen van ons die lewe leef hier op aarde en dat dit 'n lewe is wat gepaard gaan met geduld en volharding. Vader, ons sukkel partykeer met al twee hierdie aspekte, want Vader, ons wil nie sukkel met goed nie, ons wil nie wag nie, ons wil nie te lank op iets stil staan en aan iets aandag gee nie, want ons lewe in 'n gejaagde wêreld, ons lewe in 'n wêreld van kitsoplossings, kitskos en 'n lewe wat voortdurend verander en aanbeweeg en net op oplossings fokus en nie op probleme nie. Vader, en ons wil nie sukkel nie, en ons wil nie geduldig wag nie, en ons wil nie wag dat dinge verbeter of transformeer of verander nie. En U kom sê vandag vir ons, daar's sekere goed in ons geloofslewe wat nie aangejaag kan word nie. Transformasie en verandering vat tyd. Heiligmaking vat tyd. Vader, die wederkoms word uitgestel sodat almal die geleentheid kan kry om tot bekering te kom, tot geloof te kan kom. En in die tussentyd moet ons wag daarvoor. Ons moet geduldig wag dat die transformasie plaasvind. En dat ons verandering en ons heiligmaking plaasvind en dat die wederkoms een of ander tyd moet aanbreek. Maar in hierdie geduldig wag sukkel ons en daarom het ons die Gees nodig om ons te help om aktief te wag, om bidend te wag en om nie net te bid vir iets nie, maar ook om dit dan te gaan uitleef en ons deel te doen wat dit aanbetref. Vader, maar ons kan dit nie in ons eie krag doen nie en daarom kom vra ons dat U ons sal help wat dit aanbetref. Ook vir ons as gemeente, Vader, wys vir ons wat ons aktief moet doen terwyl ons wag vir die wederkoms om aan te breek en waar ons as gemeente 'n verskil kan maak in 'n stikkende en 'n seer wêreld.
Ek kom bid vir die mense wat siek is, wat op ons voorbereidingslys is. Ek kom dra hulle vandag aan U op en ek vra dat U ook hierdie pad saam met hulle sal stap. Vader, hulle moet ook baie geduldig wees ten opsigte van die pad wat hulle stap. En dinge werk ook nie altyd vir hulle uit nie. Dinge verloop nie soos wat dokters ook sê dit sal verloop nie. En hulle ervaar ook partykeer baie teleurstellings. En Vader, daarom kom dra ek hulle vandag aan U op en ek vra dat U hulle sal bemoedig, dat U hulle sal versterk, dat U vir hulle krag sal gee, dat U hulle geduldig sal maak en dat die proses sal uitloop soos wat U wil hê dit moet uitloop. Dankie dat ons hulle ook vandag in die bekwame hande kan kom plaas en dankie dat ons hierdie gebede by U voete kan kom plaas. Dankie vir U liefde en U genade. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, dankie dat ek my gedagtes rondom hierdie teks met jou kon deel. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag God julle seën met goddelike wysheid en insig, sodat julle sy wil kan onderskei. Mag God julle seën met goddelike krag, sodat julle in sy koninkryk diensbaar kan wees. Mag God julle seën met sy liefde, sodat in julle sorg vir ander mense hulle God se liefde kan ervaar. Gaan leef dan nou in die liefde, die genade, die krag en die wysheid van God. Amen. Geliefdes, bly gesond en wees geseën. Totsiens.